Goeienaand julle. Ons is besig met ons Pinksterreeks 2026 en vanaand se tema is die krag van die eenvoudige getuienis. Wanneer 'n mens hoor van Petrus, dan kan 'n mens nie anders as om te dink, wat het oor hierdie man se lewe geloop? Ek bedoel, hy was te bang om aan 'n diensmeisietjie te erken dat hy 'n volgeling van Jesus is. En die volgende wat ons van hom lees, is hierso in Handelinge hoofstuk 2, van vers 1, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, wat sal almal op een plek bymekaar, en almal is met die Heilige Gees vervul. En dan in vers 14, toe staan Petrus saam met die 11 ander apostels op, en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en julle almal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Is dit dieselfde Petrus wat het oor sy lewe geloop? Die Heilige Gees het oor sy lewe geloop. Die Heilige Gees het hom met krag vervul, volgens die belofte wat Jesus in Handelinge 1 vers 8 gesê het. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Dis wat die krag van die Heilige Gees maak wanneer hy oor jou kom, dat dit by jou uitborrel. Jy kan nie stil bly oor dit wat jy gesien en ervaar het wat die Here in jou lewe gedoen het nie. Jy kan nie ophou praat oor God se liefde, oor God se trou, dat God jou opgetel het en gedra het in tye wanneer dit moeilik was en jy dalk al handdoek ingegooi het. Jy kan nie ophou praat dat die Here op die regte tyd die regte persoon oor jou pad en oor jou lewe gestuur het om jou te help wanneer jy bly lê nie. Dis hierdie soort van getuienis wat 'n verskil maak. Iets daarvan kry ons in 2 Konings 5 vanaf vers 1 tot 3. Julle sal die geskiedenis herken. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Die man was 'n dapper soldaat, maar het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ag, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Wat 'n getuienis. Een enkele sinnetjie van 'n dogtertjie wat ontvoer is in die vreemde. En hierdie een stukkie getuienis het Naaman sy hele lewe verander en hy is op die ouend van sy melaatsheid genees. Nou ek weet dat mense baie keer dink, die wat om 'n getuie te wees, dit is nie sekere soort mense wat 'n getuie kan wees. Of hulle dink, jy moet ten minste die Bybel soos 'n dominee of 'n teoloog ken. Jy weet, of jy moes ten minste Bybelkunde gehad het, of jy moet ten minste 30 versies uit jou kop uit kan opsê, voordat jy getuie kan wees. Dis nie waar nie. Die enkele getuie, die enkele sinnetjie wat jy dalk op 'n stadium vir iemand sê, raak 'n persoon se lewe so dat dit daardie persoon se hele lewe verander. Ons het 'n vriendin, Annette Steytler, wat my toestemming gegee het om haar getuienis aan te heg. Ek gaan dit in hierdie videoetjie opneem. Hoe die Here haar gebruik het op 'n manier wat sy nie verwag het, met 'n eenvoudige getuienis om 'n mens se lewe totaal en al te verander. En dis 'n persoon wat sy nie eers ken nie, wat nie eers in hierdie land van ons is nie. So, luister gou na hierdie opname. Ek is op 'n wêreldwye kankergroep, omdat ek daar wil wees, maar dit goed is om te sien ander mense kry ook swaar, want jy kan 9 jaar cancer anniversary hê, soos ek vandag, maar jou uitdagings is altyd daar. Maar dit is goed, want die Here is ook daar. So ek het 'n boodskap gesien van hierdie vrou Lawrence, sy bly in Wisconsin, en sy het presies dieselfde diagnose as ek gehad, of as wat ek gehad het, en sy moet presies dieselfde behandeling kry, 16 chemo's, 30 bestralings, so tussen my nommer 3 en 4 wou ek mos opgee, maar die Here het ons nou anders besluit. So sy skryf dit tussen 2 en 3, sy het genoeg gehad, sy's ouer, I had enough.
So ek stuur toe vir 'n foto van my tattoo en ek sê vir haar dieselfde prognose as jy gehad. En is amper 9 jaar later en ek is okay. En sy vra hoe het jy dit gedoen? Ek sê ag, ek dink ek het maar net ingegee. Want die Here het my pad daai tyd aangewys en ek wou my eie een volg en ek het toe net agtergekom dit help nie. En ek het maar net op hom vertrou. En toe sê sy, I'm gonna try to walk with your God. En sy het nog 'n chemo gehad en sy het boodskap gestuur en sê, still trying to walk with your God. En toe sy hospitaal toe in isolasie vir die diarree wat ons so baie gekry het. Ek kan nie so onthou 3 keer ek myne gehad. En sy het daar uitgekom en sy het my boodskap gestuur en gesê, still walking. Nee, sy het toe die Bybel gekry by die bure. Toe laat weet sy vir my, I got a Bible from the neighbors. En toe het sy vir my, toe het sy nog 'n chemo gehad, en toe stuur sy vir my weer 'n boodskap, sê sy, I'm walking with our God. So ja, dit het my nogal geruk om te dink hoe magtig is die mond en net wat net 'n doodgewone boodskap vir iemand kan beteken. En gisteraand stuur sy 'n boodskap, toe sê sy, nog steeds besig met rooi chemo, sy kry baie swaar. But she's still walking with our God en sy het toe besluit sy noem dit nie meer Red Devil nie. Sê sy gisteraand vir my, it doesn't exist anymore. It has a new name now. En toe sê sy vir my, I'm calling it the blood of Jesus. Is dit nie super amazing nie? Wat ek vanaand vir jou wil sê, die Here gebruik nie net dominees nie. Die Here gebruik nie net teoloë nie. Die Here gebruik nie net proffies by die universiteit. Die Here gebruik mense, soos ek en jy, gewone mense, wat vervul is met die Heilige Gees, wat op die oue nie kan stil bly, oor dit wat die Here in 'n mens se lewe doen nie. En daarom wil ek vanaand vir jou uitdaag, om vir die Here te vra, opnuut te vra, om jou vol te maak met die krag van die Heilige Gees, en dan om vir jou geopende oë en geopende ore te gee, om die mense, die situasies raak te sien en te hoor, waar jy jou getuienis moet lewer. En daardie getuienis is net dit wat die Here vir jou beteken, dit wat die Here in jou lewe gedoen het. Die regte ding, op die regte tyd, vir die regte persoon. En dit hoef nie altyd te wees net dit wat jy sê nie. Dit kan ook wees daardie gedeeltetjie wat jy ergens gehoor het en gelees het en vir iemand aanstuur wat die Here net op jou hart lê, weet jy wat? Stuur dit vir daardie persoon. Eenvoudige klein dingetjies soos dit. Maar dit beteken gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees. Vervul met die krag van die Heilige Gees, ons soos Petrus, onbevrees, te praat van wat Jesus in my en jou lewe doen. En dis my gebed vir ons, vir my en vir jou, vir die pad vorentoe ook hierdie jaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, vanaand wil ons bid en vra dat U ons opnuut weer so met die Heilige Gees sal vul, dat dit by ons sal oorborrel, dat ons nie kan stil bly oor dit wat ons gesien en gehoor en beleef het nie. En Here, ons wil bid dat U ons eenvoudige woorde, ons eenvoudige dingetjie wat ons dalk iemand aanstuur, dat U dit op 'n magtige en kragtige manier sal gebruik, om mense bewus te maak van die krag van die lewende God, die krag van Jesus wat uit die dood uit opgestaan het en wat lewe, die krag van die Heilige Gees wat in ons harte woon en wat mense verander, wat omstandighede verander. En daarom bid ons, Here, dat U vir ons sal help ook in ons eie verhoudinge, om daar 'n lopende getuie te wees van wat U in ons lewens doen, maar ook in ons familie, in ons vriendekringe, in ons gemeente. Ja, Here, dat dit oor die land uitbasuin sal word.
juis in hierdie Pinkstertyd, vir dit wat U besig is om te doen in ons lewens, in ons vriendekringe, in ons families, in ons gemeente, maar ook in ons land en in die wêreld. Here, vul vir ons asseblief met hierdie krag van die Heilige Gees, om die getuie te wees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Julle moet almal 'n lekker aand hê en ons praat weer môre aand met mekaar verder. Totsiens.